Maleagi 2. Ons kom nou by 'n nuwe afdeling, die vertalers van die 53 vertaling het dit ook so aangedui daar met 'n opskrifie, 'n nuwe opskrifie by hoofstuk 2 vers 17. Die dag van die Here. So die afdeling oor die priesters in hoofstuk 2 is nou klaar, en dan ook die afdeling oor huwelik, getrouheid onder mekaar, het ons dan nou deurgegaan tot by vers 16. En ons begin dan vandag met die nuwe afdeling in hoofstuk 2 vers 17. Kom ons lees hoofstuk 2 vers 17 tot by hoofstuk 3 vers 5. Hoor die woord van die Here. Julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here en in hulle het hy 'n behaag. Of waar is anders die God van die reg? Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. En ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die mynediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk, en teen die wat die vreemdeling wegstoot en my nie vrees nie, sê die Here van die leerskare. Het tot daar ons fokus dan op vers 17 van hoofstuk 2 vandag. Hoofstuk 2 vers 17. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 33, moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Sondige gesprekke, vol leuns en skinder en liefdeloosheid, beïnvloed hoe jy dink. Hoe jy kla oor jou lewe en omstandighede, het 'n invloed op ander mense se prentjie van wie God is. En dis een van die groot temas hier in die volgende afdeling van Maleagi. Dit is kla teen die Here, woorde teen die Here. Dis hoekom die Here sê, julle vermoei my met julle woorde. Maar daar's ook 'n groter tema hier. Die Here antwoord teen hierdie woorde teen hom met die belofte van die dag van die Here. Daai groot dag wat kom, die dag van oordeel en verlossing. Hy beloof, hy self kom en die engel, sy engel kom. Hy kom as die engel van die verbond. Die Here self kom. Hy gaan neerdal en vir sy volk wys dat dit wat hy sê regtig waar is en werd om ten volle aangeneem te word. Hy is die God van oordeel en die God van groot barmhartigheid. Hy antwoord hierdie klagtes teen hom. Hierdie klagtes waarop ons nou vandag gaan stil staan van vers 17. En die aanklag het weer eens dieselfde struktuur.
as die vorige aanklagte. Die Here kla aan en die volk reageer met 'n vraag en dan antwoord die Here dan weer met of nog 'n vraag of met die bewyse van hoekom sê hy wat hy sê. So eerstens, ons kyk wat sê die Here, die aanklag. Julle vermoei die Here met julle woorde. Dis nogal 'n vreemde stelling. Vermoei beteken om moeg gewerk te wees. Dis om regtig siek en sat te wees vir iets. Van werk wat jy gedoen het na 'n week in oestyd en jy is nou regtig vermoeid. En as jy aan daai werk dink, dan word jy sommer naar. Ek is nie meer lus vir hierdie nie. Om vermoeid te wees beteken jy's so belas met hierdie ding dat dit regtig aaklig is om daaraan te dink. So mense raak vermoeid. Ons lees in Jesaja 43 ook, die Here sê, ek het julle nie vermoei of julle 'n oorlas aangedoen met spysoffers en jou nie vermoei met wierook. Ek het julle nie moeg gemaak met die offers nie. Maar dan sê hy verder daar in Jesaja 43, jy het vir my geen kaalmoes met geld gekoop en met die vet van jou slagoffers my verkoop nie, maar jy het my 'n oorlas aangedoen met jou sondes. Jy het my vermoei met jou ongeregtighede. 'n Oorlas, 'n regtige aakligheid. Nou sê die Here, hy is so vermoeid. Hy sit met 'n las, 'n oorlas, 'n aakligheid. God word mos nie moeg nie. Ons sing dit op Psalm 121, God word nie moeg of mat nie. Hy's God. So hoe kan hy vermoeid wees? Wel, God word nie uiterlik beïnvloed om verander te word nie, want hy's God. Ons kan God nie verander nie. Nee, maar God reageer altyd op sonde. Hy reageer in sy heiligheid, hy haat sonde, en daarom sal sy genadetyd ook net so lank wees. Om hom te vermoei, beteken die pak sla is besig om vinnig nader te kom. Maar tog sien ons ook hierdie woordjie van vermoei word gebruik om die Here se optrede teenoor sy volk se sondes te beskryf. So dis meer as net sondes oor die algemeen wat die Here vermoei. Hier is iets, dis die volk se sondes, die kerk vermoei hom. Dis iets van Efesiërs 4 vers 30 om die Heilige Gees te bedroef. Die Heilige Gees moeg te maak vir ons sondes. Die Here gebruik hierdie woord, ons verstaan wat hierdie woord is, hierdie vermoei, om regtig siek en sat te wees. Jy is keelvol tot hier toe. Hy gebruik hierdie woord om iets te sê van, hy's regtig hartseer en vertorend oor sy kerk wat net aanhou met dieselfde sondes oor en oor. Die Vader sien sy kinders wat net aanhou met dieselfde gedagtes in hulle woorde, in hulle gesprekke met mekaar, en dit vermoei hom. Met wat? Wat vermoei hom? Wel, hulle woorde, sê vers 1. In hoofstuk 1, 1 en 2 waardeur ons nou gegaan het, en na in Jesaja 43, waar die woordjie vermoei gebruik vir die Here wat vermoei is dit die volk wat die Here vermoei met hulle dade. Dit wat hulle doen, hier in Maleagi is dit hierdie offers, hierdie skynheilige diens, hierdie halfhartige diens, offers wat gebreklik is. Hulle vermoei die Here daarmee. Maar hier is iets dieper. Julle woorde. En dis dalk gebed, dit kan gebed insluit. Maar in die eerste plek is hierdie gewoonheid slegte gesprekke. Die gesprekke wat julle met mekaar het as julle by die kerk is,
Die gesprekke wat jy het met jou vrou, daar in die slaapkamer, die gesprekke wat jy met jouself het in jou gedagtes, julle woorde. En in die res van die versie is dit duidelik hierdie aanklag, so daar staan, die volk sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here. Dis duidelik, hulle praat nie met die Here nie. So dis nie in die eerste plek gebed wat die Here vermoei nie. Dis net hulle woorde. Hoe hulle praat met mekaar onderlangs. En hierdie slegte gesprekke is by die hele volk. Dis 'n manier van dink wat vasgegroei het aan die kerk. Ons sien dit in die antwoord van die volk ook, die volk se reaksie. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Die woorde teen die Here by die volk is regtig blaatant, baie arrogant teen sy openbaring, maar hulle is blind vir hulle sonde. As ons net weer daai versie lees, kan ons dink, "Sjoe, hoe kan die volk hierdie sê? Daai elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here. Die Here het 'n behaag in die boosdoener." Hoe kan hulle dit sê? Maar nog erger, hoe kan hulle blind wees vir die feit dat dit die Here vermoei? Hoe kan as ek sê, die Here is eintlik nie goed nie, die Here is onregverdig en onheilig, hoe kan ek dan nog sê, hoe vermoei ons nou die Here met ons woorde? Wat doen ons nou eintlik verkeerd? Hierdie is so belangrik om raak te sien. Slegte gesprekke. Dit beïnvloed jou gedagtes en die gedagtes van almal om jou, dat jy later nie meer sien dat jy verkeerd dink nie. En as ons so geskok na hierdie versie kyk, kan ons dink, daar's nie 'n manier dat ons hierdie doen nie. Maar dis juist die bewys dat dit reeds gebeur. Ons raak blind vir ons eie sondes. Ons vul ons gedagtes met leuns, die grootste gemors op selfone en TV, en oor 'n paar jaar vra een van ons kinders daai vragie van die volk van die Here daar aan die einde: waar is die God van oordeel? Want die wêreldbeskouing wat ek geleer het, klop nie met dit wat ek geleer het by huisgodsdiens nie. Of net, ek verstaan nie wat nou eintlik so erg is daaraan om saam met hierdie meisie te bly nie. Waarin vermoei ons nou die Here? Of dalk in gesprekke oor maande en jare hier by ons in die gemeente, waar ons dalk heeltyd oor ander kerke praat, en dan sê iemand eendag, ons kom ons kerk toe, ek lees my Bybel, wie is jy nou om met my te kom praat oor bekering? Want die gesprekke het my so laat fokus op ander ouens se sondes, dat ek kan nie sien hoe ek die Here vermoei nie. En dis presies wat hier gebeur. Hulle gesprekke fokus so op in omstandighede en hoe goed dit gaan met die goddelose, dat hulle nie eens hulle eie sonde raak sien nie. Maar bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Kyk wat jy dink, kyk na jou gesprekke. Maar goed, die Here los nie net sy volk daar nie, hy antwoord hierdie blindheid in regtige groot barmhartigheid, en ons gaan nog by al die details van sy antwoord kom, dis regtig baie groot, baie wonderlik.
Maar net in vers 17 reeds, hy antwoord en hy draai nie doekies om nie. Hy gaan uit sy liefde, gaan hy direk na die kern toe. Julle vermoei die Here deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here, en in hulle het hy behaag, of waar is anders die God van die reg? Hulle sê, die Here ag die kwaaddoeners of die boosdoeners in die samelewing of by die ander volke rondom hulle as goed. En hy doen niks aan hulle nie. Hy tree nie op teen die sonde nie. En hy, hulle is vir hom in hulle het hy 'n behaag, daar is letterlik in sy oog is hulle goed vir hom. So, die volk sê, sonde is vir die Here mooi om te sien. Hoekom sê hulle dit? Wel, waarskynlik in 'n Maleagiese konteks. Hulle sien hoe goed dit gaan met die boosdoeners daar in die volk en dalk die heidene rondom hulle. En hoe die volk behoorlik of sukkel om behoorlik op die been te kom na hulle terugkeer uit die ballingskap. Hulle kyk na die omstandighede en dan maak hulle hierdie gevolgtrekking. Sonde is duidelik vir die Here goed. Want kyk wat gebeur met die sondedoeners, die kwaaddoeners. Nou, hierin lê 'n paar aannames en aanklagtes teen die Here. Eerstens, die heel duidelikste is, die volk sê die Here is nie heilig en regverdig nie. Hy haat nie sonde soos hy sê nie. En dis regtig aklig. Hulle val God se eienskappe aan en daarmee val hulle hom aan. Hy is nie wie hy sê hy is nie, hy lieg vir ons. Die Here sê baie duidelik, kwaad doen is vir hom 'n gruwel. Habakuk in vers 13, hy's te rein om kwaad aan te sien. Daai woordjie kwaad, is dieselfde woordjie as hier. Die kwaaddoeners. In Psalm 5 vers 4 wat ons nou gesing het, want U is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Hy het nie 'n behaag daarin nie. Die kwaaddoeners sal by U nie vertoef nie. Dis so duidelik en die volk gaan nou direk teen die Here se openbaring in. Sê nee, die Here hy lieg. Hulle begin vanuit hulle slegte gesprekke. Hulle vas daar teen die bas van die boom en die bos miskyk van God se openbaring. Hulle sal dalk as iemand 'n geliefde verloor deur 'n moord sê, ek wonder hoe dink God hieroor? Of hy ervaar onreg van diefstal en dan sê hy, hoe kan God hierdie toelaat? Of dit gaan goed met die ou wat regtig goddeloos lewe. Dan sê ek, maar dis nie regverdig nie. Wie's nie regverdig nie? God is nie regverdig nie. Ek verdien beter. So God is nie regverdig nie. En wat daarby dan aanhaak is die aanklag dat God nie wys is nie. Hy weet eintlik nie wat hy doen nie. Hy weet nie hoe om sy skepping so te stuur dat dit altyd sy doel van sy heerlikheid sal dien nie. Hy het iewers die leiersels verloor en hy is nou is hierdie gemors op die grond. Hy weet nie hoe om hierdie onreg te stuur dat hy steeds heilig en regverdig is nie. Hy weet nie wat hy doen nie. Bewaar jou hart en jou gesprekke om daarin te val. Dit is nie regverdig nie. Ek verdien beter. Tweedens, hulle sê,
God is nie lief vir hulle nie. God is nie goed vir ons nie en daarom is hy nie lief vir ons nie. Dit keer terug na daai selfe vraag van hoofstuk 1 vers 2. Waarin het U ons lief gehad? Here sê, ek het julle lief gehad. En dan antwoord die volk, maar waarin? Ons sien dit nie. Ons kan dit nie voel aan ons lywe nie. Ons sukkel. Waarin het U ons lief gehad? Die Here is ontrou en hy is nalatig aan sy verbond. En net so kant toe, dis hoekom hulle ook gesukkel het in hulle huweliksverhoudinge, want hulle het gedink God is ontrou teenoor hulle. As 'n vrou dink haar man is ontrou, gaan sy ook begin om ander paadjies te soek. Groener weivelde. Dit was nou by die vorige afdeling. Maar so God is nie heilig nie en hy is ook nie barmhartig nie. Hy is nie wie hy sê hy is nie. God is seker nie lief vir my nie. Dis hoekom hierdie goed met my gebeur. Dis hoekom die kerk so sukkel. God is seker nie lief vir my nie. Hoekom sê hulle dit? Uit hulle interpretasie van omstandighede. Want God sê mos, ons kan sy heiligheid en liefde ken uit ons omstandighede. Dis een van die groot simptome van deformasie in die kerk. As ons wegkyk van die skrif na die omstandighede. Kyk hoe dinge lyk in my lewe, en my huis en my land, en dan maak ek die gevolgtrekking oor God se liefde. God is seker nie lief vir my nie, want ek. As dit goed gaan in terme van geld en gesondheid en mense om my en eer, dan dink ons God is goed vir ons, God is lief vir ons. As iemand byvoorbeeld vra, hoe gaan dit? En ek antwoord, die Here is goed vir ons, net as dit fisies goed gaan. Dan wys dit hierdie gedagtes het reeds begin vasplak. Ons het genoeg kos, ek het min stres by die werk, dan is dit goed. En hierdie sê nie, ons kan nie ons vreugdes en ons hartseer met mekaar deel nie, ons moet dit met mekaar deel. Maar ons moet sien hoe ons baie keer God se seën en goedheid gelykstel aan fisiese voorspoed. Ons dink God is lief vir ons as ons gelukkig is volgens ons standaard. En in hierdie aanklag van God is seker nie lief vir my nie, lê die dieper aanklag ook van God is nie regverdig nie. Want daarmee sê hy, ons is geregverdig op grond van ons omstandighede. My omstandighede wys vir my of ek reg is voor God. Op grond van dit wat ek voel oor my omstandighede. So God weet eintlik nie wat hy doen nie. Hy is nie regverdig nie. En dit bring ons nou by 'n derde aanname in hierdie versie. Hulle sê, hulle verdien beter, want hulle is goed. En God is nie goed nie. Ons omstandighede moet beter wees, want ons is beter as die kwaaddoeners om ons. Ons verdien nie hierdie slegte omstandighede nie, ons is beter as dit, ek verdien nie om so behandel te word nie, die Here is seker nie lief vir my nie, hoe kan hy hierdie toelaat? Ek is goed, en daarom verdien ek beter. En dit openbaar hierdie hele skeefgetrekte idee van wie ons God is. Dis 'n fariseer hart wat uitkom, wat sê, my omstandighede is so, omdat God nie lief is vir my nie, ek moet verdien. Want ek kan verdien. Ek moet seker bietjie harder probeer, ek moet my self regverdig voor hom, ek moet beter omstandighede verdien.
Julle vermoei die woorde met julle woorde. Die Here. Is regtig aaklig as die kerk hierin val. So, waartoe roep die Here ons hier in hierdie versie, in vers 17? Wel, die volgende versies waarby ons gaan stil staan sê, kyk na God se spesiale openbaring. Sy woord, sy vleesgeworde woord. Kyk na Jesus. Kyk weg van jou omstandighede en kyk hoe ontzagwekkend heilig hy is, dat hy sy eie seun doodmaak vir sondaars soos ons. Nie elkeen wat kwaad doen is seker goed vir die Here nie. Kyk hoe ontzagwekkend heilig hy is. Om sondaars te red, maak hy sy eie seun dood. Dis heiligheid. Geen sonde kan ongestraf bly nie. Kyk weg van die omstandighede en kyk hoe ontzagwekkend barmhartig hy is. Dat hy sy enige gebore seun doodmaak vir sondaars soos ons. Kyk weg van jouself en jou gevoelens en jou omstandighede en jou probleme. Kyk weg van hoe jy voel. En hier sê nie hoe jy voel is onbelangrik vir die Here nie. Maar hy sê kyk weg van dit af. Van hoe jy voel as jy sonder energie opstaan. Kyk weg van jou moedeloosheid in jou werk en met tye met jou kinders en selfs in jou huwelik. Binne in die gemors van armoede wat al hoe nader kruip, kyk weg van dit af na die God van heiligheid en barmhartigheid. Na hom wat heilig en barmhartig is. In die ekonomie wat al meer verswak en daar net nog boosheid van die regering se kant af kom, kyk na die God wat hom openbaar in sy woord as die soewereine, heilige, barmhartige en alwyse God. Kyk na hom. En bedink, Romeine 11 vers 33, oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Bedink, bepeins dit. Bedink hoe ontzagwekkend ryk sy liefde en wysheid in sy seun is. Dat hy presies op die regte tyd sy seun stuur. Vir sondaars soos ons. Die selfbeeld, selfvertroue, selfmotivering beweging in ons tyd is als prins gefokus weg van 'n oplossing buite myself. Is gefokus op ek en my probleme. En die oplossing daarvoor is vir die probleme wat ek ervaar is, ek moet net meer na myself kyk. Ek moet meer die antwoord binne in my kry. So ek moet meer dink oor die omstandighede vir my. Die antwoord is net bietjie dieper in myself. Nee. Kyk vir Jesus. Dis altyd. Kyk vir Jesus. Hou jou oë gefestig op ons leidsman en die volëinder van ons geloof. Die kerk in Maleagi se tyd en vandag se groot probleem is ons dink
God is nie so heilig en so barmhartig en so wys dat hy ons grootste probleem, sonde, kan oplos nie. En dis maar net ongeloof. Dis wat ongeloof is. Ons dink God is nie goed genoeg om ons grootste probleem op te los nie. Ons sukkel om in vertroue van sondaar weg te vlug na Christus toe. En dis regtig aaklig as die kerk sê, saam met die selfbeeldbeweging, dat God nie goed genoeg is om ons sondeprobleme te hanteer tot sy eer nie. Ons moet die antwoord gaan soek in onsself en in ons omstandighede of in enigiets anders as net God se woord, sy spesiale openbaring. So ons vertrou op ons eie harte om die omstandighede te interpreteer en ons eie probleme op te los in plaas van God se woord waarin hy homself openbaar. As ek vir my kind sê, ons gaan amper eet, wag net 'n bietjie. En dan na rukkie kom ek daar in die kombuis en hy die pak chips uit die kas gevat en begin vreet. Is dit regtig net ongehoorsaamheid? Dit is ongehoorsaamheid. Maar hier is iets van hierdie vermoei van die Here teenoor sy volk. My kind vertrou nie dat ek vir hom die beste gee nie. Hy het gesê, my woorde is nie waardig om ernstig op te neem nie. Ek sal my eie hart volg. Ek sal my eie interpretasie van hierdie omstandighede gebruik en ek gaan vir my chips kry. Ek sal self. My pa is nie wys nie en hy's nie regverdig nie en hy's nie lief vir my nie. Ek sal self hierdie probleem oplos. Ek sal self die beste vir my soek. Ek sal myself regverdig. Dit vermoei 'n pa. Dit vermoei die Vader. As sy kerk sê, sy woord is nie genoeg nie. Kyk weg van jouself en jou omstandighede en jou probleme en kyk vir Jesus. Kyk weg van die goddelose wat skynbaar gelukkig is en skynbaar God se seën ervaar, volgens my definisie van seën. Kyk na Jesus. As daar onreg teen jou gepleeg is, dis regtig onreg en ons moet dit nie anders definieer as wat dit is nie. Sonde is sonde. En waar ons kan en moet ons dit hanteer. Maar die probleem met Israel was hier dat hulle op grond van onreg begin twyfel het, begin skinder het en gesê het, God is nie goed nie. God is nie heilig nie. Jy kyk so vas in die onreg dat jy die God van heiligheid miskyk. Dat jy die God van wysheid se woord verag. En weet julle, die Here los ons nie net daar. Hy sê, kyk weg van die omstandighede en kyk na sy woord nie. As hy sê, kyk na sy woord, dan sê hy, hoe moet ons die omstandighede verstaan? Hy rus ons toe, dat ons kan toegerus wees vir elke goeie werk, ook om onreg om ons te verstaan. Soos Psalm 73, wat ons net te gaan sing. Het gaan oor die voorspoed van die goddelose. En Asaf sê daar, toe ek nagedink het om dit te verstaan, was dit moeite in my oë. Om te verstaan hoe die alwyse God, wat ver bo my verstand is, ondeurgrondelik is,
die heelal bestuur. Dit was moeite in my oë. Maar totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Al het hy nie alles verstaan nie, kon hy verstaan. Want kyk wat het ek. Die God van die hemel het my gered dat ek gemeenskap met hom kan geniet. Ek het hom. Ek ken hom. Ek is verlos deur Jesus Christus sy seun en by hom kan ek dan sê 'n paar versies aan daar in Psalm 73. Wat het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Die Here is my vertroosting en my versterking en my krag en my rykdom. Ek het niks anders op hierdie aarde nodig as net die Here nie. In Nehemia 9 leer ons ook hoe ons houding hierin moet wees. Nehemia het waarskynlik met dieselfde omstandighede gesit as Maleagi. Dit was heel moontlik nie baie ver uit mekaar uit nie, Maleagi en Nehemia. En dan sê die Lewiete, daar in Nehemia 9 vers 32 en 33, is nie die Lewiete, die predikante, wat die kerk moet leer bid, sê, dis hoe ons bid, hulle bid tot die Here, ons God, groot en magtig, gedigte God, wat die verbond van die goedertierenheid hou, so hulle erken God is goed, hardop, hulle sê dit, al voel hulle dit nie noodwendig nie. Laat dan nou al die moeilikheid nie gering wees voor U aangesig, wat ons konings, ons owerstes, en ons priesters, ons profete, en ons vaders en U hele volk oorgekom het, van die dae van die konings van Asser af tot vandag toe. Erken, hier is onreg, hier is moeilikheid. Hulle bid, Here, laat dit nie klein wees in U oë nie. Hulle bid, Here, wees regverdig. Maar dan sê hulle hierdie, maar U is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want U het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. God is goed. Nie want my omstandighede nie. God is goed ten spyte van wie ek is. Ten spyte van wat die kerk keer op keer doen. Hulle bid in nederigheid vir uitkoms met die besef van God se liefde en regverdigheid en hulle eie sondigheid. Maar goed, so hoekom laat God ons wag? Die vraag veronderstel ook reeds 'n probleem. Ons sit God in die posisie van ons diensknegt wat aan ons vereise moet voldoen. Maar uit God se barmhartigheid gee hy tog 'n rede. Hy sê in 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie. Daai sommige is ook die ouens in Maleagi se tyd. Die belofte van die Here wat kom en oordeel. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis hoekom ons wag. Dis hoekom die onreg nog aangaan. Die Here gee genadetyd. Tyd dat ons tot bekering kan kom. Dat die mense om ons tot bekering kan kom. Ons moet nie die uitstel van God se oordeel en lankmoedigheid verwar met sy onvermoë of onheiligheid of onregverdigheid of sy onbarmhartigheid nie. Hy is juis goed omdat hy sy toorn uitstel. Hy gee vir ons nog 'n rede. Hy sê in Romeine 8 vers 28, alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. Hulle wat na sy voorneme geroep is, en hulle word gevorm na die beeld van sy seun. Alles werk ten goeie mee vir die doel om ons te vorm na die beeld van sy seun. En daarom sê hy in 1 Petrus 1 vers 6 en 7, daarin verheug julle heel
Al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. Hoekom? Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, wat deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Die onreg louter ons. God is besig met 'n louteringsproses in ons heiligmaking. Hy wil ons heilig maak, om meer soos Jesus te wees. En daarom laat hy hierdie worsteling toe. Die God van liefde het iets baie beters op die tafel as my gelukkigheid volgens my standaard. Hy soek heiligheid, want hy's 'n heilige God, sodat ek meer gemeenskap met hom kan ervaar. Dis ware vreugde. En dit alles sê, kyk weg van die omstandighede en kyk na die God wat hom openbaar in sy woord, sy vleesgeworde woord. Kyk na Jesus en bepeins sy woord. Bedink dit dag en nag, sodat ek sensitief kan wees vir die Heilige Gees se toepassing daarvan in my omstandighede. Amen.